Ons gaan vanmôre bietjie stil staan by die granaat in die Bybel. Die granaat is 'n eenvoudige, maar tog komplekse vrug wat in 'n besonder vir ons ook 'n baie mooi storie vertel. Kom, ek gaan haal nou eers weer die knoppie, want dit het ek nodig. 'n Granaat was 'n vrug wat 'n besonderse rol in die Ou Testament gespeel het. Julle gaan nou 'n foto sien. Hier sien julle op regterhand, linkerhand, sien julle aan die pand van die priester se kleed het hulle granate met garingdrade gemaak wat onder aan die priester se kleed gehang het, om daarmee te simboliseer reinheid, opregtheid, as ook onderhouding aan die wet van God. Die Ou Testamentiese wet het 613 wette. En het hulle geglo dat 'n granaat het 613 pitte. Maar ons het 'n tannie in die gemeente wat 'n besonderse mens is. Tannie Judy het gesê sy gaan eers seker maak wat gaan alles in 'n granaat aan. Toe sy 'n granaat loop oopsny en begin tel. Binne in 'n granaat, die een wat sy oopgesny het, is daar 893 pitte. Daar sal julle nou sien, die in die kleiner bordjie was die 89 wat so bietjie vrotter was as die res, maar daar is 750 gesonde pitte gewees in die granaat wat aan die Judy oopgesny het. Wat baie interessant is van die granaat, as jy kyk bo op die granaat se kop, soos wat lyk daai? Dit lyk soos 'n kroon. So 'n granaat, dankie sussie, ons is eers reg, 'n granaat vertel ook iets van iemand wat 'n kroon dra. Dis hoekom 'n granaat so groot vrug in die Bybelse tyd was. Selfs op die pilare rondom die tempel was daar granate so bo gewees. Hier kan julle nou van nader af sien hoe die granate nou so gehang het aan die priester se kleed. Hierdie kroon het 1, 2, 3, 4, 5, 6 punte. Hy vertel vir ons 'n interessante storie. God is voor my, hy's agter my, hy's weerskante van my, hy's bo my en hy's onder my, Here. Dit is wat die kroon van die granaat vir ons kom vertel. Die Here Jesus is koning oor my hele lewe. En sê hulle, as jy 'n granaat se kroon so kyk, het hulle in Israel dit verband gebring met die Dawidster. Ek gaan nou nie op dit ingaan vanmôre, maar net interessant om te simboliseer dat God noord, oos, suid, wes, bo en onder, Here en koning van hulle lewe is. Wat baie interessant is, en hier gaan ek nou vir oom Dawie vorentoe vra. Oom Dawie gaan vir ons hier kom help. Ons gaan nou hierdie besigheid oopmaak. Ons gaan nou kyk hoe lyk die granaat binne. Ons gee net vir oom Dawie kans. As hy kom, dan gaan ons verder met ons storie. Interessant genoeg, net so 'n stukkie geskiedenis, in die heidense godsdienste is granate met vrugbaarheid in verband gebring. En dit is hoekom Artemis, die godin in Efese, voor haar bors 'n klomp granate gehad het wat in so skildvormige gewaad was wat sy voor haar gehad het. So Dawie gaan nou vir ons wees, by so sny mense granaat oop. Ek wens ek het nou eintlik 'n granaat vir elkeen van julle gehad, maar die ouers is ook sekerlik bly dat daar is nie 'n granaat vir elkeen van julle nie. So om Dawie haal nou eers vir ons die kroon af. Julle kan hom so lank bietjie omstuur, dan kan julle kyk, hier's nie pitte op nie, so hulle kan hom kyk. En interessant genoeg, granate was ook gebruik in die ou tyd om materiaal mee te kleur. En 'n granaat se sap was uit, hy vlek nie. Net sommer so. As jy druk op, Dawie. Ons gee hom kans. Hy het vir my gevra, weet jy hoe skille mense granaat? Toe sê ek, nee, dis te veel moeite. Jy moet hom maar vir ons kom skil in die kerk.
Ek hoop hy het pitte in. Dink julle die granaat gaan pitte in hê? Hoekom? En as hy nou nie het nie, wat maak ons dan? Want ons sê kinderpreekie. Lyk dit dan of pitte is, oom Dawie. Hier het al een uitgekom. Kyk hierso, stuur hom so lank bietjie om. Terwyl julle so lank deur daai put kyk, sal julle sien, daai granaatpytjie, elkeen van die granaatpitte het so rooi omhulseltjie om hom. Daai pytjie simboliseer iets kosbaars. Elkeen van Jesus se kinders is omring deur die bloed van Jesus. So die granaat sê vir ons in die eerste plek, Jesus is ons koning. Dan gaan hy verder as hy sê, soos elkeen van hierdie granaatpytjies omring is deur die bloed, so word elkeen van ons kinders van Jesus omring deur hierdie rooi. Kry hom gewend, Dawie. Daar sy. Kyk hierso. Stuur hulle so bietjie deur. Stuur hulle so bietjie om, dan kan julle kyk. Elkeen van daai pytjies is omring deur rooi. En dit wys vir ons dat ons almal is omring deur die bloed. Mila, stuur hom so af. Stuur so af daarso. Dis die sissie man, is lekker. Hierso, Lizzie. Daarso, stuur so af dat julle kan sien. En hierdie rooi van die bloed simboliseer presies wat ons hier gedoen het vandag. Dat Jesus met sy bloed ons vergewe, dat hy vir ons genade gee, en dat hy ons as sy kinders by mekaar hou. Om Dawie roei lekker hier met die pytjies. Ek moet hulle sommer eintlik so tussen julle ingooi, aangesien hulle nie morsie, nee, en aangesien hulle nie vuil maak nie. Dis die eerste lesie oor die rooi van die granaat. Die tweede een is, Matteus 26 vers 28 sê, want dit is my bloed, waardeur die verbond beseël word, en wat vir baie vergiet word, tot vergewing van sondes. Dit, soos ek net al gesê het, dit gebeur hier, by die doop. Die volgende een, wat so mooi is om raak te sien, die granaat het 'n klomp rooi pytjies, almal toegedraai met die bloed, almal saam een liggaampie. Hierdie is nie 'n granaatie. Dis nie 'n granaatie, dis 'n pit. Daar's baie mense wat dink pit alleen maak die vrug. Dit werk ongelukkig nie so nie. Jy is eers 'n vrug as almal saam is. Hier kan julle sien, die gemeente is besig om te groei. Hier kan julle nou mooi sien, al hierdie pytjies saam. Hulle vorm saam die liggaam van die granaat. Daar's baie pitte, 839 soos Tannie Judy getel het, en die een wat sy oopgemaak het, en dit vertel vir ons van een liggaam saam met Jesus. Kyk hierso, hoe sit die mannetjies daar, sien julle? Daar sit ons, al die mannetjies binne in hierdie granaat, maar hulle is saam 'n liggaam van wie? Die kerk is die liggaam van wie? Jesus, ja. 'n liggaam van Christus soos een granaatvrug. Alles ons baie pitte het ons net een vrug. En dan, net om te sê dat ek is met Efesiërs besig, en dit is die geheimenis deur die verkondiging van die evangelie, en in hulle verbondenheid met Christus Jesus word mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God, en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan dit wat God beloof het. Elkeen van ons, deur hierdie bloed van Jesus, word ons deel van die familie van God. Dis reg, sê jy kan hulle maar eet. Kyk hier. Baie lekker. Is lekker, ja. Daar in Turkye waar ek laas jaar was, dan vat hulle die granate so en loop jy so op straat, want hulle so groot ding, het lyk soos 'n chipspres. Dan sit hulle die granaat daar binne en druk hulle hom, en die onder vang hulle die sap op, en dan loop jy met jou granaatsap. Want hulle drink verskriklik baie granaatsap daar in Efese. Wat 'n granaat ook vir ons vertel. As ek verander is, en beskerm is deur die bloed van Jesus, dan leef ek 'n ander lewe. En daardie lewe is die lewe wat ek saam met medegelowiges leef. Daarby ek dink, ons kan hom so, anders gaan jy nog 'n rukkie roei. Baie dankie. Ons
en lewe 'n veranderde lewe. Interessant, dis nie vrotte in nie, nee, my mag dit. Is die enetjie, my mag dit. Okay, ons gaan nie hom deel van die partytjie maak nie. Ons as God se kinders moet 'n veranderde lewe leef. Hoekom? Hoekom het ons 'n veranderde lewe leef? Want iets het mos gebeur, kom ons gaan terug. Ons is deur die bloed van Jesus vergewe, en daai bloed vertel ons van sy genade, en dit help my om 'n nuwe lewe te lei. Waar is my kroon? My kroon is hier iewers. Waar is my kroon? Hier is my kroon. Hierdie kroon vertel ons nou eintlik wie is Here in my lewe. Dis nie ek wat die kroon dra nie. Daar's baie mense wat dink hulle dra die kroon in hulle lewe, maar Jesus is die een wat die kroon in my lewe moet draai. So omdat Jesus die koning in my lewe is, omdat hy my verander het en 'n nuwe lewe gegee het, en my saam met nog kinders in die gemeente bymekaar gemaak het, moet ek anders leef, soos wat oom Paulus nou al eintlik hierdie hele kwartaal vir ons as gemeente probeer leef. Want ons staan onder die heerskappy van iemand anders. Interessant genoeg ook, het hulle gesê, dat die granaat wat aan die priester se klere hang, vertel ook eintlik, dat die priester hou hom aan al die wette, wat in die Bybel staan. Ons kinders van God het 2 groot wette. Maar daai 2 groot wette vat ons hele lewe saam. Ek moet eerste die Here my God lief hê, met my hele hart, met my hele siel en met my hele verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, wie van julle weet wat dit is? Hier gaan julle sit tot julle hom reg kry. Daar's 2 groot gebooie in die Bybel. Die een, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou siel en jou hele verstand. En die tweede een is, jy moet, ja, amper, nee, jy het al so stukkie. Sy sê, jy moet jouself lief hê, maar hier is nog so ietsie tussenin. We gaan aan, ja, mooi, soos wie? Mooi. Ek het onder heerskappy van God, as 'n granaat in sy, as deel van die granaat het ek 2 wette. Ek moet die Here God lief hê, met my hele hart, met my hele siel, en met al my krag. En die tweede een wat daarmee gelyk staan is, ek kan maar as ek wil van die mense rondom my hou, nee. Nee. Nêrens sê die Bybel, ek kan maar as ek wil nie. Daar staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En dit is hoe 'n granaatlewe vir Jesus lyk. Dis mooi om te weet hy het my vergewe, dis mooi om te weet ek is deel van sy familie, maar as ek het nie hande en voete gee nie, as ek het nie sigbaar maak in die wêreld nie, dan is ek besig soos hierdie put, wat hier vrot raak. En wat? Proe hom. Nie proe Ilse. Hoekom nie? Hoekom nie? Nee, niemand wil die vrot hê nie. Daarom moet ons versigtig wees, dat ons nie soos die vrotput is, wat net vir onsself leef en vir niks en vir niemand anders omgee, wat net leef vir selfbelang en net vir wat ek uit die lewe uit kan kry en net soos wat dinge my pas. Jesus roep ons om te sê, as jy 'n put in my granaat is jy toegevou met Jesus se bloed, jy's vergewe, jy's deel van die familie en ek verwag van jou dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. Kom ons sluit die oë. Here God, wanneer ons deur 'n eenvoudige beeld uitgedaag word, dan wil ons vir U kom dankie sê, dat U dit vir ons ook makliker maak, eenvoudiger maak, dat U dit vir ons binne in ons bereik kom sit, Here, om te hoor, wat U van ons verwag. Here, help vir ons om as U vergeefde, skoongewaste, vrygemaakte familie van Christus so te leef,
dat ons altyd ons medemens net so lief sal hê, soos wat ons onsself lief het. Help ons, Here, om op daardie manier so te leef, dat ons altyd Jesus sal sigbaar maak, en altyd, Here, sal sorg, dat ons so leef, dat mense altyd Jesus in ons lewe kan sien. Help vir ons, Here, om 'n granaatlewe te leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.